Goeiedag almal. Vanoggend se boodskap is 'n eenvoudige boodskap, maar my hart is dat elkeen van ons dit sal ervaar in ons lewe. Dat God met ons is, dat God by ons is. En dit is so belangrik om dit te besef en dan in dit te loop of dit te ervaar as 'n gelowige. Ons lewe baie keer asof ons alleen in hierdie wêreld is. En dan dink ons aan die Here of ons bid, maar eintlik is hy altyd by ons, selfs die kere wat ons nie bewus is van hom nie. Dis 'n waarheid, dit is iets wat so is. So daarom kan jy enige oomblik wat jy aan hom dink, of met hom wil praat, kan jy na hom toe draai, in jou gedagtes, in jou hart, en jy kan met hom 'n gesprek hê, jy kan met hom praat, jy kan bid, en hy is daar by jou, want hy was die hele tyd daar, selfs die tyd wat jy nie bewus was van sy teenwoordigheid nie. Nou toe Jesus aarde toe gekom het, die profesie oor hom, of een van die profesieë in Jesaja 7, wil ek net gou vir julle lees. Jesaja 7 vers 10. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enigiets diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal nie die Here tart nie. Toe sê Jesaja, luister, geslag van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei nie. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Sy sal hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons. Nou dit was die profesie oor Jesus, en dit was vir die volk Israel. En die profeet sê, daar gaan 'n vrou swanger word, en sy gaan die kind, 'n jong vrou gaan swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Dit sal die teken wees. Nou so, dis in 'n spesifieke situasie, en hy sê, die Here sê vir die koning, vra vir my 'n teken, en die profeet sê vir die koning dit, en die koning sê, maar hy gaan dit nie doen nie, hy gaan nie God tart deur 'n teken te vra nie. So, baie mense is bekommerd, jy kan nie vir God 'n teken vra nie, maar ek glo in daai spesifieke geval, het die profeet vir hom gesê, die Here sê, vra my 'n teken. En ek dink in ons alledaagse lewe, kan ons so in 'n verhouding met God leef, dat dit ook iets is wat nie verkeerd is nie. Dis iets wat ons kan doen. Maar ons lewe deur die geloof, en dit is eintlik die plek waar ons by moet uitkom. Dis die beste. Dis waar ons lewe met wat ons in geloof, in Jesus Christus, die God wat ons nie kan sien nie. En dit is eintlik die grootste en die hoogste plek waarvanaf ons kan leef. En jy kan so hom ken en so hom leer ken, dat jy in daardie geloof hom so ervaar, en dat jou hele lewe daardeur aangeraak word. So, dit beïnvloed wat jy voel, dit beïnvloed hoe jy voel, dit beïnvloed jou hele wese, maar dit is in geloof, dat ons daardie verhouding met God het, en hy is Immanuel. So, kom ek vat dit gou saam, Jesus het gekom, sy naam was Immanuel. Dit beteken God met ons. Nou toe Jesus opgeneem is in die hemel, het hy sy laaste woorde vir sy disippels, daar's Matteus se weergawe en Markus en ook in Lukas, maar wat hy gesê het is die volgende, hy het gesê, ek sal by julle wees, I will be with you. So in ons gedagtes is dit baie keer asof Jesus ons verlaat het, hy is nou ver weg, en hy het opgegaan na die hemel toe en hy het ons gelos. Maar as jy mooi daaroor dink, hy het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie. So deur sy gees is hy met ons, 100%. Hy is by ons. Daar's nie afstand tussen ons en hom nie. Hy is nou net in die hemel, en dit is soos 'n plek wat net nie in die fisiese gesien word nie. So, hy is nog steeds by ons kan hom net nie sien nie. So, hy is regtig by ons, hy het ons nie verlaat nie, want hy het gesê, hy sal ons nie verlaat nie, ek sal by julle wees. So, hy gaan nie dit sê, ek sal by julle wees, en dan verlaat hy ons nie. Nee, hy is net nie sigbaar nie, hy is net nie in die fisiese sienlike wêreld waar ons hom kan sien nie, maar hy is hier, en hy is by ons. Jesus Christus is werklik by julle.
Jesus het hulle ook geleer, nog 'n voorbeeld was, waar hy vir hulle gesê het, waar 2 of meer saam is, sal hy by julle wees. So, hy is by ons, hy is met ons. Hy het gesê, hy sal ons nooit verlaat nie. In Markus 16 sê, hierdie tekens sal voorkom by die wat glo, en dit praat van al hierdie tekens van 'n gelowige, en dan sê dit, en God het saam met hulle gewerk, en hulle prediking bekragtig met tekens en wonders. So, God was by hulle, om saam met hulle te werk. Die konsep wat ons het, van 'n God wat ver daarbo in die hemel is eintlik verkeerd. Die hemel is nie daar ver in afstand nie. Dis net hier waar ons nie kan sien nie. Met ander woorde, die hemel is nie 'n planeet daarbo nie. Die hemel is 'n werklikheid en is 'n geestelike riekelm en is 'n plek wat bestaan. Maar dit is nie ver nie. So met ander woorde, Jesus is saam met God die Vader aan die regterhand, maar deur sy Gees is hy by ons. So dis maar die beste wat ek het kan verduidelik, dat hy nie ver is nie, maar dat hy by ons is. Baie mense is bekommerd as hulle bid, want ek het al gehoor iemand sê vir my, man, Marnus, dit voel asof ek bid, en ek bid in die plafon vas. Toe sê ek vir hom, dit is eintlik 'n goeie ding, want dan kom dit weer af, en dan kom dit af van die plafon af na Jesus toe wat by jou is. So, jy moet nie voel jy bid in die plafon vas nie, want Jesus is by jou. Hy tik jou op die skouer en sê, wat sê jy? So, hy's by jou vandag. Hy's regtig met julle. En dit is my boodskap. Ek wil graag hê, daai konsep van God met ons, God with us, dat jy dit vandag sal besef, dat hy altyd by jou is. So, kom ons kyk nou na, kom ons lees uit Hebreërs 13. Hebreërs 13 vers 5. Hier in die middel van die versie sê hy, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Hy sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Hebreërs 11 wil ek ook vir ons lees. Hebreërs 11 vers 6. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. So, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, of glo dat hy met jou ook is, want hy's by jou. So jy moet glo in God wat bestaan, en dan moet jy weet, die God wat bestaan het gesê hy's by jou, en hy's met jou. So jy kan lewe met 'n konstante bewustheid van Jesus se teenwoordigheid. Jy kan dit beoefen. Jy kan dit, daar's 'n boek wat ek gelees het jare terug, Practicing the Presence of God. Nou dit is 'n bietjie, ek sal nie die boek net aanbeveel nie, want daar's baie goeters wat vir my voel, is nie heeltemal soos die Nuwe Testament nie, maar is baie keer op werke gebaseer. Maar die konsep van om God se teenwoordigheid te beoefen, om te beoefen dat God met jou is, praat met hom, draai na hom toe, gesels met hom, in jou gedagtes, kan jy net sê, Jesus, ek's lief vir jou, dankie dat jy by my is, vestig jouself in die feit dat hy by jou is, praat met hom, spreek sy woord, want elke keer as jy sy woord spreek, onthou hy is die woord, hy is ook die woord, so elke keer as jy die woord spreek, is jy eintlik besig om met hom, hoe kan ek sê, tyd te spandeer. So elke keer wanneer jy sy woord oor jou lippe spreek, is dit ook 'n manier om tyd met hom te spandeer. So, wees bewus van sy teenwoordigheid, hy's 'n werklikheid, hy's by jou. Hy het gesê hy sal by jou wees, so al voel jy hom glad nie, hy is daar. Maar as jy gaan begin bewus raak van die feit dat hy by jou is, en jy gaan begin glo in die feit dat hy by jou is, glo in hom, en glo dat hy by jou is, dan gaan jy sy teenwoordigheid ervaar. So, mens gaan hom nie meer ervaar as wat jy eintlik in hom glo nie. Mens gaan nie hom meer ervaar as wat jy eintlik glo wie hy is en glo in die feit dat hy by jou is nie. Jy gaan hom by jou ervaar as jy glo hy's by jou. Hy's met jou. So, elke dag kan ons lewe met daardie bewustheid. Ek wil 'n voorbeeld van dit gebruik en net in 'n oomblik wat dit my lewe gered het.
Ek het gery van Ventersdorp na Potchefstroom een aand, ons het dienste daar op 'n stadium gehou, en ek het teruggery, en in die aand ry ek, en skielik, en dit was heeltemal te laat, hardloop daar 'n trop blesbokke oor die pad. Dis so eentjie van Potchefstroom, soos hy inkom, uit die bloute 'n groot trop blesbokke, wat daar oor die pad toe hardloop. En ek is te laat om te breek. Nou, eintlik moet ek die storie 'n treukie terugvat. Ek nou eintlik by die einde begin, ek gaan net so treukie terug. Op pad van Ventersdorp af ry ek, en skielik raak ek net so bewus van Jesus by my, in die kar, of in die bakkie. Ek sê ek sê dit in my gedagtes, en toe sê ek dit hardop, toe sê ek Jesus. En ek verbeel my toe dat hy langs my sit. Want ek het nou net daaroor gepreek in Ventersdorp, dat Jesus by jou is, dat jy die verhouding met hom so kan beoefen, dat jy kan praat met hom, want hy is by jou. Ek sê Jesus, en ek kry so hoendervleis oor my. En die tweede keer sê ek weer Jesus. Okay, dis nou voordat ek het net gery, dis nog voor die blesbokke. Die tweede keer sê ek Jesus. En ek ervaar net weer so hoendervleis oor my hele liggaam. Die derde keer toe ek sê Jesus, en ek voel sy teenwoordigheid so, dis toe laat die blesbokke oor die pad hardloop. En toe die blesbokke oor die pad hardloop, is dit 'n groot trop, en ek is op spoed 120 in die aand, en 130 dalk, en ek is, asseblief, dit is nou nie iets wat ek op trots is nie, maar ek was hastig op pad huis toe, en ek ry toe reg deur hierdie trop blesbokke. Ek sal dit nooit vergeet nie, dit was so stadige aksie, jy kan sien, hier kom 'n blesbok hier voor my verby, dis asof alles so stadig gegaan het, en alles het so stil geword en stadig gegaan, en ek is reg deur daai trop. Die agterste deel was nog aan die kant, die voorste deel was nog voor my, en ek's reg deur 'n trop blesbokke, waar die bokke so naby teen mekaar hardloop. So, daar was nie eintlik spasie tussen die bokke nie, maar ek is reg deur daai bokke. Nou, ek stop aan die ander kant, en ek klim uit, en ek kyk na die voertuig, in die bakkie, en ek sien, maar daar's nie eers 'n skrapie op nie, ek het nie een bok getref nie. En toe besef ek, God het my beskerm, en ek is totaal en al beskerm van 'n baie ernstige ongeluk. En in daai oomblik, wat ek gesê het Jesus, en bewus was van hom, het sy teenwoordigheid my beskerm. So, ons moet elke oomblik, elke dag, as jy aan hom dink, praat met hom. Moenie dink, ek het nou so lanklaas gebid, ek voel nou self veroordeel, ek voel sleg, ek moes meer gebid het. Die ding is, praat met hom nou. Al het jy vir 'n week nie gebid nie, praat nou met Jesus, want hy is nog steeds by jou, hy is daai hele week by jou, jy was net nie bewus van hom nie. So dan kom jy nie in met, ek vra verskoning, en ek so jammer, en jy begin met hom praat, want hy begeer dat jy en hy daardie verhouding het, dat jy met hom so kan kommunikeer. So, net soos in daai oomblik waar ek gery het, en bewus was van Jesus langs my, en sy teenwoordigheid het my beskerm, so kan ons bewus wees van Jesus elke dag, in elke situasie. En ja, daar gaan miskien lang tye verbygaan, wat jy nie dink daaraan om te bid nie, jy is nie bewus van hom nie, maar wanneer jy weer onthou, besef hy's by jou, en sê, Jesus, dankie dat hy nog steeds hier is. Dankie dat hy by my is, en dat hy my nooit verlaat nie. Al vergeet ek, dat hy saam met my is, ek besef nou net, hy is nog steeds hier. Baie dankie dat hy hier is. Vat my hand, lei my, hier is my lewe, dankie Here, ek gee oor aan u. Jy weet, net daai verhouding, om dit so te koester, is baie belangrik. So, wat ek vandag vir jou wil sê is, Jesus is by jou, volgens sy woord, hy is Immanuel, hy is God met ons, toe hy opgeneem is in die hemel, is hy nie weggeneem na 'n planeet daar ver nie, hy is nog steeds by ons, hy is nog steeds met ons, deur sy gees, hy is 100% by ons, net soos wat hy by die disippels was. Die verskil is, hulle het hom fisies gesien, ons kan hom nie fisies sien nie, maar so seker soos wat hy saam met die disippels gewandel het, so seker is hy by jou, definitief. Jy kan hom nie sien nie, maar hy's daar, want sy woord sê hy's daar. Hy sê hy sal ons nooit verlaat nie, dit beteken hy sal ons nooit verlaat nie. Die woord is waar, as hy sê hy sal altyd by ons wees, dan sal hy altyd by ons wees.
dit is 'n belofte, dis die waarheid, en dit hang glad nie af van hoe ons voel of dink nie. As hy sê dis so, dan is dit so. So as ons dit glo, dan kan ons dit ervaar. Dan kan ons dit meer beleef. So baie keer wag ons dat hy homself wys. Ek het nou die dag weer met iemand gepraat wat nie in God glo nie, maar of wat eens op 'n tyd 'n Christen was, of gesê het sy was 'n Christen, maar nou glo sy skielik nie in hom nie. En haar woorde is, kom wys hy homself nie vir haar nie. Jy weet, so, sy wil graag, amper soos sy vra, hy moet homself wys, maar sy glo nie regtig in hom nie. Sy dink, as hy homself wys, dan sal sy in hom glo. Maar eintlik is dit andersom. Dit is andersom, jy glo in hom, dan gaan hy homself wys. En hoe meer jy in hom glo, hoe meer wys hy homself, hoe meer wil jy in hom glo, hoe meer glo jy in hom, hoe meer wys hy homself. So, dit het te doen met die geloof van die persoon. So, geloof maak dat hy homself wys. Hy is 'n werklikheid, maar ons ervaar sy werklikheid deur geloof. En wanneer ons in hom glo, gaan hy homself wys, en dit gaan by 'n plek kom waar ons soos ons sê in Engels, die evidence sien in ons lewe, nê. Ek het soveel evidence waaroor ek met julle kan praat, wonderwerke, genesings, goed wat al gebeur het, goed wat ons al gesien het. My eie lewe getuig van die feit dat Jesus Christus 'n werklikheid is. So nou getuig my lewe, nou getuig dinge wat hy al vir my gedoen het. Maar dit het begin deur geloof. Dis nie andersom nie. En so as jy God meer wil beleef vandag, begin by hierdie basiese konsep, dat jy besef en glo dat hy met jou is, jy glo in hom, jy glo dat hy met jou is. Jy beoefen die verhouding, jy praat met hom, jy deel met hom. Jy koester 'n verhouding, jy praat met hom, jy deel met hom, jy deel jou hart met hom, jy raak bewus van hom. Deur die dag, as jy aan hom dink, draai na hom, praat met hom, sonder veroordeling. Met ander woorde, jy veroordeel nie jouself vir, al het daar weke verbygegaan, wat jy nie gepraat het met hom nie. Praat met hom vandag. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Hy het jou sondes vergewe. Deur sy bloed het hy vir jou toegang gegee om 'n verhouding met hom te hê. En jy kan met 'n verhouding met hom hê op daai basis dat jy reeds skoon gewas is deur die bloed van Jesus. Jy het nou toegang tot sy teenwoordigheid en jy kan met hom praat. En soos wat jy dit doen, gaan jy dit al hoe meer wil doen. En op die ou end gaan daar totale, soos die Engelse woord sê, unbroken fellowship kom. Jy gaan nie een keer wil ophou nie, jy gaan aanhou in daai teenwoordigheid van Jesus wil leef, want dit is die beste en die lekkerste plek om te leef. Daar waar jy klaar is, in Christus, in hemelse plekke, saam met Jesus, daar is jy reeds deur die Gees, nê? Daar waar jy is, gaan jy van bewus word, soos wat jy in geloof leef. Met ander woorde, jy gaan daai hoër Christus lewe hier op aarde meer ervaar. En dit is sy wil, dat jy hom kan ken. Jy hoef nie te wag vir een dag as jy hemel toe gaan om Jesus te ken nie. Dis 'n verkeerde konsep. Jesus is die weg na die Vader. Die wat na die Vader toe kom deur Jesus. En ons is reeds in sy teenwoordigheid, jy kan hom reeds ken. So moenie net wag om hom eendag te ken nie, leer ken hom vandag. En dit is sy hart. So ek glo hierdie boodskap is 'n seën vir elkeen wat dit hoor. Ek bid vir die teenwoordigheid van God om tasbaar te wees, ietsie wat jy beleef en ervaar, maar dat jy vandag die genade ontvang om in geloof en 'n verhouding met Jesus te leef. Vader, dankie dat ek kan bid vir elkeen wat hoor. Dankie dat U Uself wil wys. Dis nie dat U Uself nie wil wys nie, maar dat U kom en vir hulle sal help om in eenvoudige geloof te leef. Dat dit vir U toegang gee in hulle lewens, dat dit U vrymaak om Uself vir hulle te wys en dinge te doen wat net U kan doen. Dankie vir wonderwerke, dankie vir wat U gaan doen vandag in elkeen se lewe, klein en groot, kinders en groot mense, elkeen van ons se lewens. U gaan wonderwerke doen, net omdat ons bewus is van die feit dat U met ons is en by ons is en teenwoordig is. Dankie Jesus. Amen. Nou, ek het nou vir julle gebid,
maar ek wil nog een getuienis deel. Ek was in Thailand as 'n student, en ons was op hierdie uitreike, ek het net tot bekering gekom, en ons het op hierdie sendingreis gegaan, en gaan die evangelie preek. Die aand loop ons in die strate van, dis 'n groot stad, Bangkok, en ons loop in daai strate, en dis chaos, dis mense, dis regtig nie eintlik 'n lekker plek om in te loop in die aand in die straat nie, maar ons beweeg toe daar, en daar is 'n ma met 'n kind, wat heeltemal, die Engelse woord uitgepaas, flou geword het, en die kind is in haar arms, en hy hang slap, en sy hart loop desperaat rond, en vra vir hulp. Ek dink haar behoefte was dat iemand haar help, om die kind te help, of hospitaal toe te vat, of iets soos dit. En in hierdie oomblik weet ek nie wat om te doen nie, en ek begin dadelik vir die kind bid. Ek sit my hand op die kind. Die vrou gaan sit plat, en ek sit langs haar op die sypaadjie, en ek bid vir hierdie kind. En terwyl ek bid vir hierdie kind, is 'n klomp mense wat rondom ons kom staan, om te kyk, wat doen ons? Nou is ek besig om vir die kind te bid, en 'n klomp mense staan nader, waar die vrou desperaat hulp nodig gehad het, sit ek nou en dink, maar nou bid ek vir die kind, ons mors tyd, ons kan hom dalk al by 'n hospitaal gekry, maar hy's koorsig, ek vat aan hom, sy hele lyf is warm, ek weet nie of hy tipe van is dit koorstype of wat nie, maar hy koors gehad, en hy het flou geword, en ek lê my hand op hom, en ek voel hoe warm is hy, en in daai oomblik gebeur daar niks, en ek voel so hartseer, en ek dink so by myself, Jesus, as U was, sou hierdie kind gesond geword het. En ek voel so moedeloos, en ek wil net begin sê, okay, kom ons maak 'n plan, ons kry hierdie kind by 'n hospitaal, ek wil net opgestaan het en dit sê. Toe dink ek, maar as U was, Jesus, sou hierdie kind gesond geword het. En skielik tref dit my soos 'n weerligstraal, en ek kry die gedagte, maar ek is hy, en Jesus sê dit, ek is hy. En toe hy dit sê, of toe ek dit dink, toe spring die kind op, en ek het nog op my hand gevoel, die koors, en toe voel ek skielik, die koors gaan, en toe spring die kind op. En so verbaasde uitdrukking in sy gesig. Die ma huil, en die mense staan, ek weet nie wat is hulle reaksie nie, hulle is verbaas, en al wat ek kon sê is, it's Jesus. En daai vrou bedank my, en almal is so dankbaar, en hulle huil, maar 'n wonderwerk gebeur in die strate van Bangkok, vir een rede. Ek het besef, Jesus is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Met ander woorde, hy is die God van wonderwerke. Maar die tweede gedagte wat ek gekry het is, hy is hier, hy is by my. En toe ek dit dink, toe spring die kind op, en hy word gesond, voor almal. Dit is 'n wonderwerk daar in die strate, en ek het Jesus net al die eer gegee, en gesê, Jesus, dit was Jesus. En daar was die ouens kan nie lekker kommunikeer nie, en ek sê, dit was Jesus. En dit was 'n ontsaglike wonderwerk. So, dis maar net nog 'n voorbeeld van die feit dat wanneer ons bewus is dat Jesus by ons is, kan daar wonderwerke gebeur. Want hy is Immanuel, God met ons. Want toe hy met hulle was en saam met hulle gewerk het hy hulle prediking bekragtig met tekens en wonders. So, if God is with us, that equals signs and wonders. Dit is gelyk aan tekens en wonders. Dit is gelyk aan bonatuurlike tekens en wonders. So ja, hy is met ons, en dit lei tot wonderwerke in ons alledaagse lewe. So kom ons wees bewus van Jesus by ons. Sien is glo? Nee, glo is sien. Geseënde dag vir julle.